van die Prinsenhof skool, Karen, Andrea en Renier. So Karen is die hoof van Prinsenhof skool, Andrea is die arbeidsterapeut wat daar werk en dan Renier is 'n graad 12 leerling. Hallo julle. Hallo. Baie dankie. Hoorie, welkom hier by Groot FM 90.5. Dis lekker om julle hier in die ateljee te hê, want ons het 'n paar interessante en lekker dinge om oor te gesels vandag. Karen, vertel 'n bietjie vir ons, wie en wat is Prinsenhof skool? Prinsenhof skool, dankie Annelies. Dankie vir al die luisteraars en dit is vir ons 'n voorreg om hier te wees. Prinsenhof skool is 'n skool vir gestremde leerlinge. Ons het leerlinge wat swaksiende is en leerlinge wat blind is en hulle kom van oral oor in Suid-Afrika. Die skool is 62 jaar oud, ons is in die middel van die stad geleë en ons is 'n ongelooflike familie saam. En ek dink wat ons so spesiaal maak is dat leerlinge inkom wanneer hulle in graad R is en hulle gaan uit wanneer hulle graad 12 is. Sjoe. So ons loop hulle lewe saam met hulle. Dis ons kinders. Dis ons kinders wat graad 12 verlaat. En die skool doen uitsonderlik goed, veral op akademiese vlak. Ons het verskillende kurrikulums wat pas by die verskillende vermoë van die leerlinge, maar die grootste helfte van die skool doen die gewone kurrikulum wat enige normale hoofstroomskool. As jy ook dink, hoofstroomskole het 30 plus kinders in 'n klas, waarby by ons skool en ander spesiale skole probeer ons nie meer as 16 kinders in 'n klas gaan nie, sodat jy daai one-to-one kan doen, regtig by die kinders kan uitkom. En die kinders wat swaksiende is, gebruik ook spesifieke toerusting, so wat baie keer groter is of jy kort opleiding daarin of hulle dit moet reggemaak word, jy moet weet wat aangaan. So vir ons by Prinsenhof is dit eintlik soos 'n safe haven vir die kinders, dat ons stel hulle nog steeds bloot aan die wêreld daar buite en vir hulle om te weet, hulle gaan nie altyd in 'n bubble wees nie, so ons ek wil sê ons piep hulle nie op nie, maar ons gee tog vir hulle die voorsprong om ook 'n akademiese loopbaan te kan volg en dan natuurlik met die hulpdienste wat net die ontwikkeling dan ook ondersteun. Gesels oor julle fondsinsameling, want natuurlik is dit baie duur om 'n skool soos Prinsenhof te onderhou. Nie net die skoolgronde nie, maar al die toerusting wat julle nodig het, arbeidsterapeute, personeel wat nodig is om te help, die masjiene vir brail ensovoorts. Ek noem nou net 'n paar dinge van 'n klomp wat julle gebruik. So julle hou 'n fondsinsameling, want nie al die kinders kan noodwendig bekostig om te betaal vir Prinsenhof nie. So julle het fondsinsamelings en julle het 'n baie interessante ene. Karen, vertel 'n bietjie vir my. Ons het so 2 jaar gelede ons 60-jarige viering gehad en toe het ons 'n wonderlike aand gehad wat ons genoem het Dinner in the Dark. Waar ons kaartjies verkoop het en mense bygewoon het, en wanneer dit kom by eet, dan moet jy jou masker opsit, die hele tafel van 10 mense en dan word die voorgereg bedien en jy moet nou probeer eet. Dit is 'n bewusmaking van ons leerlinge wat blind is, sodat hulle ook 'n mens wat kan sien, kan dit dan ervaar. En dis vreeslik interessant, dis vreeslik moeilik om ertjies te eet met 'n blinde aan. nou vir julle sê, Groot FM 90.5 gaan 'n hele tafel koop van 10 mense, wat ek hoop darme hupstoot gaan gee en 'n paar ander mense gaan oor het om te kom. En ek ken mense. En dan, om julle 'n hupstoot te gee vir die aand, ons weet daar's baie uitgawes rondom dit, het Groot FM 90.5 besluit van Los dit beter se kant af om ook vir julle 'n R10,000 skenking te gee.
Annelie, sure. Annelie, dis fantasties. Dankie. Dit maak gate toe wat wat ons nie eens besef nie. En ek weet dit gaan sommer 'n baie lekker aand wees. Ag, dankie Annelie en ek weet beslis met julle daar gaan dit 'n groot sukses Ja. wees.